met 'n oulike grappie. En dank die Here ook vir humor. Ek voel hier 'n heerlike teenwoordigheid van die Here. Baie mense gaan gehelp word vandag weer 3 geseënde dienste. Bid ook vir my, ek het soveel dienste hierdie week. Ek preek in Randfontein, ek preek in Vanderbijlpark. En dan het ons ook ons Pinksterbid hier. Dit is so geseënd, lekker informeel. En as jy vir 'n uur kan kom, 6 tot 7, Dinsdag, Woensdag, Donderdag aand, as jy net vir 'n halfuur kan kom, dis ook oukei. Neem net deel. Kom wag op die Here en wees deel van dit wat die Here nou doen. Ek wil baie mooi vra. Ek doen dit nie elke week nie, maar ek vra baie mooi. As jy so geseënd is om 'n selfoon te hê, want dit bring groot sterings op die klank ook. Wil jy hom nie net vir ons afsit nie asseblief? Ek vra jou mooi. As jy 'n pastoor is, dan kan jy hom maar op vibrate hou. Maar die ander, jy kan maar regtig jou foon net afsit vir hierdie paar oomblikke. Stem julle saam met my? OK. Dis 'n voorreg om so in die skool van die Heilige Gees te wees. En kom ons respekteer dan ook hierdie wonderlike tyd saam. Hoor net hierdie grappie, ek lees hom gou vir jou. Die klein dogtertjie hol skool toe. En sy bid dat sy nie moet laat wees nie. En skielik val sy. Sy staan op en stof haar klere af en smeer spoeg op die nerf af plekkie. En sy bid weer, liewe Jesus, moet my liewers nie stoot nie, okay. Ek het gedink dis oulik. Halleluja. Heilige Gees deel 3. Ons dank die Here vir wonderlike terugvoer. Hierdie woord gaan regtig nou orals. En jy kan jou familie, vriende, bure, almal 'n guns doen om dit met hulle te deel. Ek wil hê ons moet Romeine 8 vers 14 behandel vanmôre. Kom ons kyk gou na hom. Gooi hom vir ons daar op die bord. Sal almal saam met my lees, gereed lees. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Lig jou stem, lees dit mooi hardop, gereed lees. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Sou ek hom omdraai vir 'n oomblik, wat baie nie wil doen nie. As ek hom sou omdraai, dan kan 'n ou sê, hulle wat nie deur die Gees van God gelei word nie. Jy sien, jy gaan nie daar nie. Is nie kinders van God. Ekskuus maar, ek bring vir jou groot openbaring. Ek herhaal, sou ons hom omdraai, want is baie duidelik wat die apostel hier sê. Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. So dis baie kenmerklik, dis hoe 'n kind van die Here se lewe behoort te lyk. Draai hom om, dan leer jy iets daaruit. Hulle wat nie deur die Gees van God gelei word nie, is nie kinders van God. Hoekom? Sodra jy jou hart vir die Here Jesus gee, en jy beleef wedergeboorte, dan kom woon die Heilige Gees binne in jou. En dan is daar ook die doping met die Heilige Gees, waaroor baie mense steeds vandag stry. Al wat ons moet doen, is net om by die skrif te bly. Ek sien dat Jesus is die God van Pinkster. So die ouens wat nou so stry oor die doping met die Heilige Gees, of oor die spreuke in tale, gaan maar net terug Bybel toe asseblief. Kry asseblief my hele reeks oor die Heilige Gees, dit gaan jou lewe verander. Deel dit met jou kosbare familie en vriende. Moenie met hulle stry oor goed wat hulle nie verstaan nie, sê net luister hierna. So ons God is die God van Pinkster. En vergeet vir 'n oomblik van denominasies of name van kerke, maar gaan net terug na Handelinge toe en al wat jy sien is Pinkster. Henry, dit was 'n great point. Ek wil nou nie ander denominasies hier insit nie, maar ek sê as jy Handelinge lees, sien jy net Pinkster.
Kom aan, ek preek die waarheid en jy kyk my so aan. Hy is die God van Pinkster. En Pinkster is nie 'n naam van 'n kerk nie. Pinkster behoort 'n daaglikse ervaring met die Heilige Gees te wees. Nou vat ons hierdie woord vanmôre en ek wil die klem lê vanmôre op die leiding van die Heilige Gees. As daar nou iets is wat verskriklik belangrik is dit die leiding van die Heilige Gees. Ek probeer met die hulp en genade van die Here regtig deur die Heilige Gees gelei word elke dag. Dis baie sterk deel van Henry Wilson se lewe. Ek het vir jou gewys laasweek dat die Heilige Gees jou selfs wil leer hoe om te bid, wanneer om te bid, hoor mooi, hoe lank om te bid, vir wie om te bid. Moenie in 'n groef verval met jou gebedslewe nie. Pas op vir daai tradisies. Die Heilige Gees weet beter. En nou, vanmôre wil ek vir jou 'n paar goede deurgee. Kom ons kyk gou wat sê die Amplified. The Amplified amplifies, hy versterk. Hy sê, for all who are allowing themselves, I love this, to be led by the Spirit of God, are sons of God. Jo, is dit nie mooi nie? Ek gaan dit net weer lees, van julle is te stil vir my hoor. For all who are allowing themselves, let op, hy gaan hom nie op jou afdwing nie. Jy kry van die Christen mense wat baie keer selfs in 'n diens staan, soos vanmôre, fenominale aanbidding, en dan staan hulle soos, wat moet ek sê, stokmannetjies. Geen emosie nie, dis soos daai ou lied, I shall not be moved. Pastor, you will not move me. Maar die Bybel sê, ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Is dit nie ook met aanbidding nie? Kom aan, sê 'n bietjie amen hier. As jy amen sê, dan sê jy vir my, pastoor, ek stem saam met jou. Verstaan jy? Reg deur die Ou Testament, dis nie eens net 'n Nuwe Testament ding nie, as jy hoor, die volk het gesê, amen, laat dit so wees. So die Bybel sê, hef op heilige hande, kom ons oefen gou bietjie. Want baie ouens sê, man, dis net julle Pinkster ouens wat dit doen. Nee, dis 'n Bybel ding, dis woord. Ek daag jou vriendelikheid, kyk gou na hierdie mooi pastoor, ek daag jou vriendelikheid. Ek was nou gebore om te preek, amper 33 jaar wat ek nou preek. Alles wat ek hier preek, net woord, woord, woord. Ons sal nie iets hier toelaat wat nie woord is nie. So die Bybel sê, hef op heilige hande, probeer dit wees, lekker, traai dit. Jy sê, maar ek is 'n introvert, ek is nie 'n Pinkster ou nie. Nee, maar jy word dan deur die Heilige Gees gelei. So wie gaan jou lei? Kom nou, hierdie gaan baie goed wees, om jou hande op te lig en die koning te aanbid. Wie gaan jou lei? Die Heilige Gees. Nou sê die Bybel, kom alle volke, klap met die hande, kom ons oefen gou. Probeer gou. Tabo en hulle het gesê, is 'n happy clappy thing. Nee, dis 'n Bybelse beginsel. Alles wat ek vir jou leer vanmôre kom, net so uit die skrif. Maar daar's ongelukkig baie snaakse goed wat ook nou ingekom het. In die kerkewêreld. Ons sal nie hy goed toelaat nie. Jou pastoor gee te veel om vir jou. En ek probeer jou beskerm. En daarom moet jy altyd onder die woord sit, want ek kan jou nie help groei as jy nie in die kerk is nie. Dit was 'n goeie punt. So almal wat deur die Gees van God gelei word, die Amplified sê, ons moet hom toelaat. Hy gaan homself nie op jou afdwing nie. Let op, hy gaan jou nie forceer om iets te doen nie. Maar ek wil gou vir jou 'n paar goed gee wat die Here op my hart gelê het, en hierdie gaan jou nou baie seën. En jy moet dit regtig deel met jou kinders, jou familie, dan gaan hulle dit beter verstaan. So die Heilige Gees lei ons, hy woon in ons. Ek het vir jou gewys, hy werk die gawes, hy werk die vrug. Hy leer ons bid, kom aan, hy is die helper, hy is die trooster. Maar vanmôre spesifiek, hy is die een wat ons
lei. Nou skryf gou hierdie neer. Die Heilige Gees sal jou altyd lei, nommer 1, na Jesus toe. Sê gou saam met my, sê Jesus is Here. Jesus is koning. Ok, so laat ek net weer gou verduidelik en rewind. Laasweek het ek vir jou baie mooi geleer, vir jou gewys, en die Here het my die openbaring gegee, daar is geen kompetisie in die drie eenheid nie. Die probleem is, party mense het so groot geword. Ek het so wonderlike reaksie op hierdie woord gekry. Mense sê ek nog nooit sulke teaching gehoor nie. Want mense het so groot geword, kyk jy, hulle praat so, God. Gereformeerde kringe praat nie eens van God die Vader, hulle praat net van God. Nee, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, maar hulle dink dis so strappe van vergelyking. Een is, dis asof hulle die Heilige Gees minder maak. Jy maak 'n groot fout as jy dit doen, dit werk nie so nie, is net een God. Ons aanbid nie 3 gode nie, ons aanbid net een God. En as jy hierdie lering kan ontvang, gaan jou hele lewe verander. Sê saam met my, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Maar omdat in baie kringe daar net sekere lering was, miskien oor Jesus of oor die Vader, nou dink mense die Heilige Gees is 'n minder, hy's iets nie, hy's God met ons, God in ons nou. Jesus sê, ek gaan julle nie as wese agterlaat, hoor gou mooi is hierdie. Ek stuur vir julle iemand net soos ek. So as jy vanmôre sê, God is met ons, wil ek vir jou vra, hoe is hy met ons? Deur die Heilige Gees. As God vanmôre dan praat, en hy praat nou deur jou pastoor, wat 'n stem is. As hy deur die prediker praat, hoe praat hy? Deur die Heilige Gees. Wanneer jy die woord lees, hoe gaan hy met jou praat? Dis hy wat die Bybel geskryf het. Maar hy het mense gebruik. Hy gebruik my vanmôre. Daar's nie kompetisie, hierdie gaan vir jou eye-opener wees. So ons mag nie tot die Heilige Gees bid nie. Wie het vir jou dit geleer? Waar kom jy aan dit? Want ek hoor daar's mense wat so praat. Die Bybel is baie duidelik, en ons maak nie 'n wet daarvan nie, maar Jesus leer sy disippels bid en hy sê, Onse Vader. So Paulus leer ook daaroor, hy sê, wanneer jy bid tot die Vader. Kyk mooi, in die naam van Jesus, gelei deur die Heilige Gees. Nou as jy dit kan snap, gaan alles verander. Maar daar's tye wat ek met die Heilige Gees praat. Goeiemôre Heilige Gees. Reeds van baie vroeg af vanmôre. In die aande, good night. Want hy is die een wat deur drome en gesigte praat. Hy werk die gawes, kom aan, hy werk profesie. Wat jy vanmôre hoor is geïnspireerde, gesalfde Heilige Gees woordbediening. Jy het nou net gesalfde Heilige Gees geïnspireerde aanbidding geniet. Kom aan, welkom by Word and Spirit. So moenie die Heilige Gees, onthou nou, minder maak nie. Want party het so groot geword, nee, God en so asof Jesus nie God is. Ekskuus, maar ek dink nie almal moet preek nie. Vergewe my, maar ek dink daar's party ouens wat op die kansels is wat nie daar moet wees nie. Moet my stenig as ek nou goed praat nie. Dis absoluut platformgawes en bediening. Want party ouens bring skade. Ouens wat snaakse goed gepraat het oor Pinkster en oor die Heilige Gees. Het jy dit nou? God in my. Weet jy dan nie dat jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? So mense bedoel goed, kom ek gee jou nog 'n voorbeeld. Is net wonderlike openbaring wat ek spesiaal met die kerk deel vandag. Ek het al gehoor party ons praat so, dan bedoel hulle goed, en dan wil hulle profeteer en sê, die Vader sê vanmôre. Dan dink ek, so, klink mooi, maar bly maar net by die skrif. Die Bybel is baie duidelik, en Openbaring sê, laat hy wat 'n oor het, hoor, wat die Gees van die Here aan die gemeente sê. Want die Heilige Gees is juis gestuur om nou saam met die kerk te wees, kan jy amen. Hy is juis nou gestuur, kom aan, om die kerk te lei, want almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. Ek maak nie 'n wet daarvan nie. As ou nou so wil sê, of hy sê Jesus sê so, dis okay.
Maar dis die Heilige Gees wat in jou woon, en dis sy gawes wat hy werk, en hy gaan ons altyd lei na die koning toe. Onthou nou hierdie ding, daar's nie kompetisie, ons het kompetisie, mense het kompetisie. En dis hoekom dit baie moeilik is om te verstaan. Iemand sê in die week vir my, ja, dis moeilik om hierdie drie eenheid te verstaan, want jy wil amper dink dis drie gode. Een God, drie persone, en drie, kan ek sê, bedieninge, funksies. Ons het 'n hemelse Vader, lig jou hande en sê, dankie hemelse Vader. Kyk gou vir my, oor 2 weke is dit Vadersdag, dan eer ons aardse vaders, en in besonder ons hemelse Vader. Maar is nou 'n preek vir 'n ander dag, maar ek noem net gou, ons hemelse Vader, wat doen 'n Vader? Hy is hierdie voorsiener, kom aan, hy beskerm, hy voorsien, hy sê elke goeie gawe kom van hom af. Kom aan, ek maak die woord vir jou oop, geniet julle die woord. En dan as jy oor Jesus wil praat, hy is die koning van die konings, kom aan, die Here van die Here. Hy sit aan die regterhand van die Vader, sy naam beteken redder, hy is die verlosser, kom aan, hy het gesterf en opgestaan, en ons glo, hy kom weer terug. En dan nou die Heilige Gees, waar ek nou weke lering gee. Is God in ons, woon in ons, wat doen hy? Lei, leer, praat, help, vertroos, versterk, God met ons, God op aarde nou. Is eintlik te groot vir jou brein. Jou probleem baie keer is, mense probeer alles uitredeneer. Daar's 'n mooi skrif wat sê, niemand kan sê dat Jesus Here is, sonder die Heilige Gees. Sê saam met my, die Heilige Gees gaan my altyd na Jesus toe lei. So enige iets wat jou weglei van Jesus af, dis nie die Heilige Gees. Kom aan, enige iets wat jou weglei van die kerk af, van Jesus se dinge, is nie die Heilige Gees. Wees verseker, dis 'n demoon. Party wil dit net nie sê nie, ek sal dit sê. 'n demon. Ons dryf hulle uit, elke week. As nou kerk, hulle glo nie is meer in duiweluitdrywing. Ek sê, Here, help die kerk, help my om vure, herlewings, Heilige Gees vure aan te steek. O, Here, laat Suid-Afrika herleef. Kan julle amen sê? Help ons, Here. Wat het nou gebeur, Pastoor Attie? Dat party nie eens meer glo in hierdie wonderlike goede nie. En dan wil hulle allerhande ander name vir dit gee om hulle beter te laat voel. Maar hulle word elke dag erger. Tweede ding, die Heilige Gees sal jou altyd lei na die woord. Kom aan, hierdie is powerful teaching. Hy het die woord geïnspireer, hy het die woord geskryf, ja, hy het mense gebruik, net soos wat hy die prediker vanmôre gebruik. Hy gaan jou altyd lei na die woord. Nou hierdie moet jy baie mooi onthou. Die Heilige Gees praat altyd in lyn met sy woord. Wanneer jy onder prediking en lering sit soos vanmôre, ek daag jou weer uit, dis nie beklei nie, ek probeer jou help. Daai dag uit is 'n vriendelike dag uit. Toets dit self. Wanneer jy weer 'n boek lees, moenie net sommer alles opvreet vir soetkoek nie, meet dit aan die woord. Ekskuus, maar alles wat jy ook op die TV kry deesdae onder Christian channels, is nou nie meer so goed nie. Vergewe my, maar ek moet dit sê, party ons is regtig die klits kwyt hoor. Snaakste goed wat hulle praat. Die Heilige Gees gaan jou altyd lei na die woord toe. Daarom sal jy agterkom, die woord is prioriteit. Welkom by Word and Spirit. Die woordbediening moet prioriteit geniet, want dan kom die Heilige Gees, kyk gou hier, en hy bevestig die woordbediening met wat? Wonders en tekens. Hierdie is baie prakties, baie goed, dit gaan jou baie help. Wanneer iemand weer vir jou iets kom sê, meet dit aan die woord.
Party ons rook dik zolle. Baie gaan nou vrykom. Hier's 'n ander ou, ruk terug, hy sê sommer nee, die Here het gesê hy moet sy vrou los. Dis nie die Here nie, dis demon. En so kom ons nie enige op die kansel kan toelaat nie. Dis heilige grond hierdie. Om met God se volk te praat, om te sê, so sê die Here. Nee, dis nie die Here wat vir jou gesê het om jou vrou te los nie. Dis 'n demoon, dis jou eie welis. Nee, hy wil nou 'n jonger model hê. Die laaste keer toe ons na jou gekyk het, toe lyk jy ook self maar nie te goed nie. Van julle moet leer om bietjie te smile, het gaan jou help, gaan vrykom. Gaan vrykom van depressie. Halleluja, sê vir jou langs jou, tel jou woorde, kom, tel jou woorde. Wat het gebeur toe jy voor die pastoor, ek trou so baie mense gesê het, I do, until death. Nou het julle so bietjie hiccups, en nou hier sommer jou man of vrou los. Ek gooi dit sommer net in, is verniet. Mag die Here ons help, mag ons vanmôre sê, Heilige Gees, help ons. Kom aan, lig jou hand, sê, help my, hy is die helper, help my om Christen te wees. En wanneer jy moet vasbyt, jou pastoor help jou vanmôre, dan wil ek vir jou preek en sê, byt vas, volhard, kom aan, hou aan, om die Here te dien. En welgedaan aan almal wat lank getroud is, en wat vasbyt, en wat die dinge reg doen, en getrou is. Tot die einde toe. Ek lees 'n mooi skrif wat sê, net hulle wat volhard tot die einde toe sal gered word. So, wanneer iemand vir jou iets kom sê, en so iets, dan weet jy mos nou, dis nie die woord nie, dis nie die Heilige Gees. Daarom moet jy die woord ken, daarom moet jy nooit die geleentheid mis om onder die woord te sit nie. Ok, die derde ding, ek gaan net vir jou 5 gee. Die Heilige Gees sal jou altyd lei na gebed. Ons het laasweek daaroor gepraat. Hoekom? Want ek noem dit so. Dis God se sisteem, dis hoe hy werk. Gebed is deel van sy koninkryk. Kom ek sê nou vir jou, Jesus bid nou. Die Bybel sê, hy tree vir ons in by die Vader. Die Heilige Gees bid nou. Hy woon in elkeen van ons. Hy leer ons om te bid. Sien jy hoe mooi is dit? Hy gaan jou altyd lei na gebed toe. Gebruik elke geleentheid om saam te bid hier in die gemeente. Elke week het ons bidure. Hierdie week is Pinkster bidure. Moenie afsydig wees nie. Wees deel van die liggaam. Wees deel van hierdie gebedsmag. Ok, ek het vir jou gesê, niks gebeur sonder gebed nie. So, jy kan dit nou ook na die ander kant toe vat, dan leer jy mooi, enigiets wat jou weghou van gebed, weet net, dis nie die Heilige Gees nie. Ek kry party ons wat altyd verskonings het, hy's altyd besig, dan dink ek, maar ons is almal besig. Party sê dit net nie so baie nie. As party wat regtig besig is, maar hulle het altyd tyd vir die Here en vir gebed. Hy was nou 'n goeie punt. Ons het almal net 24 uur in 'n dag. Kom ons stel die Here eerste. So die Heilige Gees lei jou altyd na Jesus toe, onthou dit altyd. Hy lei jou na die woord toe, hy lei jou na gebed toe. Nommer 4, skryf dit neer, hy gaan jou altyd lei na vergifnis toe. Nou ek gee vir jou baie belangrike punte, wat uitstaande is, want jy kan nog punte daarby sit, hierdie is uitstaande. Vergifnis is so belangrik en deel van ons as Christene se lewens, want dis iets wat ons elke dag en aan mekaar moet doen. Jesus sê, wanneer jy staan en bid, vergewe, dis die eerste ding wat hy sê. Hy sê selfs, wanneer jy offergawe bring, en jy het iets teen iemand, of jy weet iemand het iets teen jou, gaan maak eers reg. Hy was nou 'n groote.
God seën nie dinge buite sy woord nie. God praat nie buite sy woord nie. So selfs wanneer dit kom by saai, doen dit in geloof en doen dit met 'n blymoedige hart. Want die Bybel sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Kom aan, so lief het God die wêreld gehad. Hy's 'n gewer. As jy iets doen, doen dit tot eer van die Here. Hoe? Gelei deur die Heilige Gees. Maak seker dat jy vergewe, want glo my nou, môre oor môre gaan jy 'n fout maak. Hoekom? Want ons is net mense. Vat gou net aan iemand naby jou, sê ek wil net kyk of jy nog vlees is. Ek wil net kyk of jy nog vlees en bloed is. Want party ouens hou hulle so heilig. Jy weet, ek beraad intensief. En dan moet ek oor en oor vir mense sê, nou, wanneer gaan jy vergewe? Die pa en die ma is al lank oorlede. Wanneer gaan jy nou vergewe, vriend? Kan jy nie sien hoe gebind is jy in depressie nie? Kan jy nie sien hoe jy gebind met swaarmoedigheid nie? Jy geniet nie die lewe nie, jy's siek. Wanneer gaan jy vergewe? Want jy wil hê God moet jou vergewe. Een van die groot geheime in 'n huwelik, as jy lank getroud wil wees, is jy gaan moet leer om te vergewe. Reinhard Bonke sê 'n mooi ding. Hy sê 'n goeie huwelik is nie perfekte mense nie, is eintlik maar twee onperfekte mense wat geleer het om te vergewe. Sê gou vir jou langs jou, draai na iemand anders toe wat bietjie lewe het en sê, ek vergewe jou by voorbaat. Kom aan, ek vergewe jou sommer by voorbaat. Kom aan, dis te goed man. Dis 'n Henry Wilson sê ding. Toe kry ek een ou, hy sê nou sommer krities, sê, hoe kan jy sulke goed sê? Ek sê, maar dis so mooi. Ek help jou sommer om al voor die tyd te begin vergewe. Ek sluit af, die Heilige Gees gaan jou altyd lei, kry hierdie openbaring, na siele. Jesus het gesterf vir siele, dis ons, mense. Ons moet mense lief hê. Ek het gister vir Jonathan toe praat ons, ek sê, ons is we are in the people game, we have to love people. Sometimes people irritate you. Sometimes you get people that are very annoying. Vra vir pastore wat liefde gee, dag en nag, en jy kry party ouens wat so snaaks is. Hoe sê my vrou, en dan kom huil hulle maar weer op jou skouer, dan gee jy maar net weer liefde. Kom draai na iemand anders en sê, man, ek is net lief vir jou in elk geval, ek is net lief vir jou. Ek is net lief vir jou, kom aan. So die Heilige Gees, luister gou mooi, gaan jou altyd lei na siele toe. Luister baie mooi. Hy sê jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Om wat te doen? Om te getuig. En ek gaan dit net een keer sê en ek gaan dit saggies sê as jou pastoor. As jy nie getuig en nie siele wen nie, word jy nog nie deur die Heilige Gees gelei nie. Laat dit insink vanmôre. As jy vir jouself leef elke dag by jou werkie of jou besigheid of bla bla bla, word jy nie deur die Heilige Gees gelei nie. Hier's ouens hier, hulle het Uber besighede. Ek dink ek sien dit nou maar net. Jy het elke dag 'n geleentheid om siele te wen met mense oor Jesus te praat. Hier's mense wat haarsalon het. Ek sien dit net. Die Here sê, het elke dag 'n geleentheid om toe te laat dat my Gees jou lei, om met mense oor Jesus te praat. Kyk gou hier, ons red nie, die Here red, maar die Heilige Gees wil jou lei na mense toe om te getuig. En almal sê amen. Maak nie saak waar ons is nie. Gister toe vat Jonathan sy pa gym toe, en as ek so bietjie styf lyk ek is. Yes. In elk geval, ons het lekker geoefen en daar 'n bietjie in die stoombad gesit. Maak nie saak nie, ek het al in daai sonnas
het ek al met mense gedeel. Dis nou 'n lekker plek om met mense te deel. En as jy so begin praat en sê, kan jy dink hoe warm gaan die hel wees? Op die vliegtuig. Ek sê eendag vir 'n vrou, wanneer toe die tyd reg is, want ek deel oral met mense. Ek sê, hoorie, dis al nou hoog, is jou saak met die Here reg? En sy is vir 'n oomblik skoon. Ek sê, maar jy kan nou regmaak. Maak nie saak wat jou werk is nie. Jy sê jy's 'n pensionaris. Jy het nog meer tyd om te bid, man. In plaas van nonsens praat, begin siele wen vir die Here. Luister na hierdie wonderlike goed wat die Here vir my gee. Die Heilige Gees lei jou na evangelisasie. Hou op om te sê, dis net die pastoor se werk en die predikers en die sendelinge. Elkeen hier word toegerus deur kragtige woordbediening om te getuig. Gaan in jou eie huis, wat van jou bure, vat jou foon, laat ek jou prakties leer, gebruik WhatsApp, gebruik Facebook, gebruik elke middel om die naam van Jesus op te lig. Maar die Heilige Gees gaan jou lei. Hy gaan vir jou sê, WhatsApp hierdie familielid. Hy gaan vir jou lei en sê, praat bietjie met hierdie ou. Daar by jou werk, kom aan, daar by die skool, daar by die universiteit. Ek wil vir die kerk in groot liefde sê, as jou pastoor, hou op met verskonings. Jy gaan voor die Here staan en jy gaan rekenskap gee, ook oor hoe jy hierdie woord toegepas het. Elke geleentheid, ek doen ver prayer walks, ek loop ver. Elke geleentheid, baie keer sal die Heilige Gees sê, praat met hierdie ou, bid vir hierdie ou, net daar op die straat, enige plek. Pick n Pay, die garage. Hulle weet sommer al hier kom die Maruti. In die hospitale. Ek wil die kerk oproep vanmôre, pas op, dat jy nie net vir jouself leef nie. Dis 'n verskriklike tragiese ding. Wanneer jy net aan jou dink en vir jouself bid en dis alwaaroor dit gaan elke dag. Elke dag het ons 24 uur om vir die Here te leef en om 'n goddelike verskil vir die naam en saak van die Here te maak. Ons kan dit slegs doen met die leiding en hulp van die Heilige Gees. So ek wil vir jou vra, sommer nou in jou hart, vra vir die Heilige Gees, wie moet jy saambring vanaand? Ons het soveel nuwe mense, ons het 'n sop en brood aand vanaand, spesiaal vir julle. Kryp het ons, hy bly net by die huis. Nou wie lei jou om by die huis te bly? Dis nie die Heilige Gees. Is jy met my? Lê 'n lang wintervakansie voor waar ons nie aanddienste gaan hê nie. Die Heilige Gees gaan jou altyd lei na die woord. En die woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim nie. Dis die woord. So as jy deur die Heilige Gees gelei wil word, kyk of jy elke dag in lyn is met die woord. Ek sluit af. Vra hom vandag, vir wie moet jy hierdie wonderlike preek aanstuur? Wie moet jy nooi? Wie moet jy bemoedig? En laat hy vir jou die wysheid gee. Moet nooit mense wegjaag nie, asseblief. Praat mooi met mense. Daai buurman of daai buurvrou wat die Here nie wil dien, hou aan liefde gee. Weet jy wat werk? Ons gee sommer 'n koek oor die muur. Wie hou nou nie van koek nie? Of iets lekkers. Koop vir iemand 'n chocolate en sê, hey, Jesus loves you. En wanneer die geleentheid reg is, hey, wil jy nie bietjie saam my kerk toe kom of hoor hierso, wil jy nie na hierdie great woord luister wat my pastoor gepreek het nie, sien? Laat die Heilige Gees jou lei. Siele. Oor 100 jaar van nou, as die Here vertoef om te kom, oor 100 jaar van nou, jy hoef nie 'n profeet te wees om te weet wat ek nou sê nie, luister na hierdie stelling wat ek maak. Oor 100 jaar van nou, ja, is hier nie een persoon in hierdie gebou, in die saal waar al die kinders nou is, wat nog hier gaan wees. En al wat gaan saak maak, is kosbare siele. Kom aan, klap vir die Here, kom, gee hom al die eer, al die lof. Ek bid graag vir jou, Hemelse Vader,
In die naam van Jesus kom ons na U toe. Baie dankie vir hierdie wonderlike diens. Dankie vir hierdie wonderlike tye van aanbidding. Dankie vir hierdie wonderlike atmosfeer. Here, dankie vir die woordbediening. Dankie Here dat elke kind van U geleer kan word, toegerus kan word. En hoe bid ek Here dat U ons sal help. Heilige Gees, ons wil U toelaat, soos wat die Amplified says, we want to allow You to lead us. En ek bid U seën oor elkeen af. Ek bid dat al ons mense daders van die woord sal word, selfs in hierdie winterseisoen, dat ons die Here voluit sal dien. Baie dankie vir U stem, dankie vir U woord. Ons gee U al die eer en al die lof. En ek bid ook nou, Here, U seën oor ons offergawe. Ek bid, Here, vir meer gewers, meer oop hande, oop harte, gehoorsame mense. Want dis wat U woord sê. En ons weet, Heilige Gees, U lei ons na U woord. Na U woord toe. U woord sê, net wat jy saai, sal jy maai. En ons sê vir U dankie daarvoor, Here. God het 'n blymoedige gewer lief. Word verheerlik in Jesus naam. En almal sê, Amen.